Goeiemôre, welkom by vanoggend se saamwees. Welkom hier by ons stil word so op 'n maandagmôre waar jy regmaak natuurlik vir hierdie week met sy uitdagings. Het jy al in jou lewe dit beleef dat dit wat in jou hart leef 'n fisiese invloed op jou gesondheid het? Nou goed. Kom ek sê vir julle so dat selfs ek as 'n jong man wat nog die jeug aan my kant het natuurlik, dat ek al self in my eie lyf fisies gesondheid gewys beleef het, hoe dit wat in my hart leef 'n invloed het op my fisiese gesondheid. Wat vra ek vir jou? Waarmee is ons besig om met mekaar oor te praat? Dit is om te sê dat ek en jy, selfs in die besonder dan ook as gelowiges, dat ons regtig mooi moet opweeg wat dit is wat ons in ons harte toelaat, en dat ons op die Here mag vertrou en ook vir sy gees mag vra om ons die kundigheid, oordeelkundig dit vir ons so te kan maak, die onderskeidingsvermoë te kan gee oor wat ek in my hart toelaat en wat dan nie. Maak jou Bybel oop, dan lees jy saam met my 'n gedeelte uit Spreuke 14 vers 30. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Hartstog vreet 'n mens op. Hoor baie mooi. 'n Kalm gemoed hou die liggaam gesond. Wil jy nie vandag, so met die week wat voor jou lê, vir die Here vra om vir jou die onderskeidingsvermoë te gee oor wat jy hierdie week in jou hart gaan toelaat en wat nie, sodat jy geseën mag wees met 'n kalm gemoed en die liggaam sal versorg. Kom ons bid saam. Here, ons leef in 'n tyd waar ons so baie maklik daarin deelneem om saam te jaag, te werk en selfs geweldige druk op ons te laat plaas. Here, en ook so binne in hierdie geharwar en gejaag in die lewe, dan bring ons ook dit in ons harte in, wat soms 'n onstuimigheid, spanning of 'n angstigheid in ons gemoed teweeg bring. Here, mag ek vandag bid as u kind, Here, dat u Gees vir my 'n kalmte in my gemoed mag gee. Here, vir my wat dalk angstig is, vir hom of vir haar wat dalk aan een of ander vorm van depressie ly, sy of hy wie geweldige hoë stresvlakke het. Here, gee vir ons die onderskeidingsvermoë om te kan onderskei oor wat ons in ons harte laat leef en wat ons laat verbygaan. Here, want as ons die Spreuke van Salomo so lees, dan hoor ons tog dat 'n kalm gemoed gesond is vir my liggaam. En daarom wil ek graag daarvoor bid, sodat ek optimaal vir u kan leef. In Jesus naam. Amen. Mag jy vandag leef met daardie onderskeidingsvermoë oor wat jy in jou hart gaan toelaat en wat nie. Pas jouself mooi op en leef tot eer van die Here.